Ek wil nou vanmôre julle die storie vertel van ek, die Lekkewaan en 'n leeu. Ek hou van die waarheid. Ek hou daarvan om die waarheid te praat. Ek hou daarvan om die waarheid in die oë te kyk. En dit vat baie moeite as 'n mens met leuns omgaan. Maar ek wil nou vir julle vertel van my groot leuen en dit nog al aan my mamma. Nou ek het nou al baie vertel wat nou als moet gebeur dat die kalkoene uitbroei en die groot stryd as hulle eers uitgebroei het om hulle groot te kry, maar terwyl die wyfies nou op eiers lê, is daar 'n ander baie groot stryd wat 'n mens moet stry dat die eiers kan uitbroei. Nou so 5 jaar gelede kuier my susterskind uit Kanada hier en ons kalkoen wyfie lê op 16 eiers. En nou so elke tweede dag, nou kyk ons die eiers en ons sien die eiers raak, elke dag is daar 'n eier minder. Nou begin ons wag staan. Jong, dan's die een die kant en die een en ons hou maar so oog. Ons het daar by oom se stoepie gesit onder sy appelkoosboom want ons wil nou kyk wat gaan daar aan. Maar ons kry nie die dier nie. Nou vertel ek van my mamma toe sy nog gelewe oor my stryd om nou die eiers te bewaar en op 'n dag sien ek en die oom en Casper die Lekkewaan. Nou vertel ek vir mamma van die amper sê ek die pes wat die kalkoen se eiers kom eet. Nou ek en die oom het 'n reël gehad, ons maak die slange of lekkewane dood in die veld. Ons maak hom die serie, ons verdryf hom net en vir alle lekkewaan, as hy nou hier op die werf loop, dan verdryf jy hom maar net en jy probeer dat jou kamp so is dat hy nou nie kan inkom nie. Maar die kalkoenkamp is mos nou baie groot, hy is omtrent so groot soos 'n halwe rugbyveld en daar kom maar foute. En nou vertel ek vir mamma en sy sê, "Hy kindjie beloof vir my, julle gaan hom nie doodmaak nie." "Nee," sê ek, "Mamma, ons doen dit nie. Ons probeer hom maar verdryf en as ons hom sien, dan ja, ons hom van die werf af, maar ons kry nie sy uitgaan plek nie." Julle, op 'n dag toe het ons nog ons ou rooi dieselbakkie gehad, dapper. Dat die sonnetjie het net so begin bak en ek is daar besig op die werf en ek sien onder dapper klim die Lekkewaan uit. En dis seker so 10 tree van die kalkoenkamp af. So hy het nou vir hom, hy hou hom nou daar dat hy nou nie in 'n uit hoef te kom nie en hy loop haal net elke dag vir hom 'n eier. Nou probeer ons hom maar onder die bakkie uitkry en ons probeer alsmaar niks, die eiers raak al minder. En toe die eiers begin uitbroei, kom ek op 'n dag af en ek sien daar hardloop die Lekkewaan met 'n kuikentjie in sy bek, maar julle, ek verloor alle rede en ek roep vir Casper, hy en ek voel tot vandag nog bitter sleg daaroor en ons maak daai Lekkewaan dood dat hy ordentlik dood is. Nou bel ek vir mamma die volgende dag. Ek sê, ons het die Lekkewaan gekry en ons het nou so en so probeer doen om nou dit en dit te doen, sy sê, "Julle het hom daarmee doodgemaak he." "Nee, lieg ek, mamma, ons het nie." Nou gaan ons die volgende dag in dorp toe en ek en Casper gaan drink by mamma tee. Ek is eers by haar en sy vra weer oor die Lekkewaan. Ek sê, "Nee, mamma, ons het hom daarom toe gespaar." So te lieg ek vir my ma oop oë voor haar. En Casper kom maar aan en hulle loop kombuis toe om te gaan tee maak en ek hoor hy sê iets van die Lekkewaan en ek ruk mamma se deur oop en ek sê, "Hey, jy nou vir ouma gesê ons het die Lekkewaan doodgemaak." En 2 minute gelede het ek gelieg en gesê ons het nie. Haai, julle weet daai dag toe bloos ek van my knieë af tot bo op my kroontjie. Dat ek nou vir my mamma in haar gesig sal lieg so. En ek nou nog as ek praat so met mense en ons praat oor die waarheid, dan moet ek nou eers my liegstorie uitpak. Want mens kan nou nie sê jy gaan om met die waarheid en dan lieg jy nog vir jou mamma ook nie. Maar vir almal wat navraag doen, die 3 kalkoentjies is pragtig gesond en die ander 2 jong wyfies lê nou, dit was nou, wanneer was dit, donderdag 12 eiers, en ek sien vanmôre is daar 7. So ek sal maar weer begin wag staan, maar ek gaan nie lieg nie, en ek gaan nie die Lekkewaan doodmaak nie.